welkom by ons eerste virtuele jeugdiens. Ons gaan voort met die thema soos ons sou en hierdie Sondag se tema is inspirasie van die Bybel. So ons gaan net eers 'n bietjie praat oor die Bybel self en as julle enige vrae het of wonder oor iets, kan julle sommer my persoonlik WhatsApp of julle kan die boodskap op ons jeuggroepie op WhatsApp stuur, dan kan ons saam praat daaroor. Hierdie hoef nie 'n ek preek en julle luister te wees nie. Ons kan interaktief saam oor hierdie tema dink. So ons glo dat die Bybel ons help sodat ons weet hoe om te lewe. Die Bybel gee vir ons waardes, riglyne, beginsels van hoe ons moet lewe en ons probeer ook elke dag om dan volgens daardie riglyne te lewe. Die Bybel is ook deur baie skrywers geskryf oor 'n baie lang tydperk in die antieke dae. En die Bybel bestaan uit verskillende stories, verhale en gebeure wat ons vertel van God se reis met die mensdom. Ons glo ook dat God se gees was teenwoordig en God het die skryfwerk geïnspireer. God het die mondelinge proses ook geïnspireer. Sy God was daar, sy gees was daar teenwoordig. En ons glo ook dat wanneer ek en jy vandag nog die Bybel lees, is God se gees teenwoordig en inspireer sy gees ons. Ek wil dan vir ons 'n baie klein gedeelte lees uit Jesegiel 2, dit is vers 9, en Jesegiel 3, vers 1 tot 3. Julle kan sommer saam lees of net luister. Toe sien ek daar is 'n hand na my toe uitgesteek, en in die hand was 'n boekrol. Die hand het die boekrol voor my oopgerol. Dit was aan albei kante vol geskryf, en wat daarop geskryf was klaagliedere, treurliedere en smartroepe. Die stem het vir my gesê: Mens, eet wat voor jou is. Eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel. Ek het my mond oopgemaak en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê: Mens, eet die boekrol wat ek jou gee, eet jou vol. Ek het dit geëet en dit was so soet soos heuning in my mond. Net tot sover. So die boekrol waarvan daar gepraat word, is God se woord. Amper soos die Bybel wat ek en jy ken vandag. Jesegiel was ook 'n profeet van die Here gewees en die Here het vir Jesegiel gevra, hy het 'n roeping aan Jesegiel gegee om homself vol te maak met hierdie boekrol, om die boekrol te eet en dit dan te gaan deel met die mense van Israel. So Jesegiel het nie letterlik hierdie boekrol geëet nie. Dit gaan meer oor die feit dat Jesegiel was 'n profeet wat nie op sy eie insigte staat gemaak het nie. Want die Here het vir hom gesê, weet, maak jouself leeg van jou eie insigte, jou eie idees en eet hierdie boekrol. Wat beteken, maak jouself vol met die woord van God. Maak jouself vol met die gees van die Here. En die Here het self hom gesê, eet jou vol. Soos ons elke dag die Bybel lees, as jy elke dag jouself vol maak met die Here, is dit waarvan daar gepraat word. So Jesegiel word geroep om homself vol te maak met die woord van God, met God se gees, en dan moet hy dit gaan deel. Hy is 'n profeet, dan moet hy uitgaan en hierdie woord van God wat hy homself mee vol gemaak het, gaan uitleef en gaan deel met die mense daar buite. Of soos in die teks staan met die Israeliete. Maar God roep ook vir my en vir jou om onsself vol te maak met die woord van God, met die Bybel. Hy nooi ons uit om onsself vol te maak met sy Heilige Gees, met sy woord. Nou wanneer ons onsself vol maak, moet ons ook uitgaan soos Jesegiel uitgegaan het en dit gaan deel met die mense. So, wanneer ons die Bybel inspireer ons, en wanneer ons die Bybel lees, en ons onsself vol maak daarmee, gaan inspireer ons ook mense daar buite. Is ons ook 'n baken van hoop. En ek wil graag vir julle uitnooi om 2 praktiese dinge te doen. Die een is waar julle sommer in die huis dit as 'n gesin kan doen, en die eerste enetjie is, ek wil graag hê julle moet saam dink, as 'n gesin, maar eers by jouself dink, wat is jou gunsteling teks of boek in die Bybel of verhaal wat jou geïnspireer het? Watter teks het jou so geïnspireer en jou op 'n dieper vlak aangeraak of jou lewe selfs verander?
dan kan julle som onder mekaar as 'n gesin, of jy en jou boetie en sussie kan saam daaroor gesels, en dan wil ek hê julle moet aan praktiese maniere dink, hoe julle na die lockdown natuurlik, hierdie inspirasie wat vir jou 'n inspirasie was, kan gaan deel met iemand daar buite, al is dit net 'n vriendin by die skool, of iemand wat jy ken. So dit is die eerste ding wat ek graag wil hê julle moet doen. En dan die tweede gedeelte is, as julle nog nie die Bybel app op julle foon het nie, dan nooi ek julle ook uit om die app te download en elke dag 'n stukkie te lees. Die app gee selfs vir jou elke dag 'n ander stukkie, so jy hoef nie te gaan soek nie. Die app gee sommer vir jou 'n stukkie, en dan nooi ek jou uit om 'n bietjie meer daaroor te dink en stil te raak. En so ook deur elke dag 'n stukkie te lees, vul ons onsself met God se woord en met God se leef, met God se gees, en is die Bybel vir ons 'n inspirasie, en dan kan ons ook self 'n inspirasie daar buite gaan wees, vir die mense om ons. So kom ons sluit die oë en dan doen ek vir ons 'n kort gebed. Here, dankie dat ons nou hierdie gedeelte kon bietjie meer in detail na luister, dat ons weer dat u gees ook teenwoordig was terwyl ons hierna geluister het. Ek vra dat u ons sal help, sodat ons elke dag onsself net meer en meer vul met God se woord. Dat ons onsself elke dag sal vul met u Heilige Gees, sodat dit vir ons so soet kan word, soos die heuning waarvan daar in Esegiel gepraat word. Amen.